vanaand dierbares is die gedeelte, die opskrif daarvan is volhard deur versoekings. Nou dit was maar altyd so, dat wanneer 'n mens, soos Siskamer ook Sondag genoem het, wanneer die Here vir jou iets gee om te bedien, dan het die Here ook al by jou begin, dan begin die Here by jou, so die Here dit met my begin, toe ek hierdeur gaan, toe preek ek vir myself, toe is dit vir my wat die Here deur die journey vat, want baie kere, laat die Here toe dat dinge in ons lewens gebeur, want die Here wil ons koop en die Here wil ons leer, want waar leer ons uit? Ons leer uit ervaringe uit, ons leer uit ondervindinge uit, nee? As die beste manier hoe die Here vir ons kan leer, maar dan moet ons op en gewillig wees om te leer. Ja, volhard deur die versoekings. Nou kom versoekings, ek glo ek myself het die afgelope maand of 2 erg deurgeloop deur die versoekings, nie? En so erg dat het actually van my nader na die Here toe gebring, halleluja. En omdat ek nader van my na die Here toe gebring het, is ek vanaand deur die Here afgevaardig om te praat oor hierdie versoekings. Want 'n mens kan nie praat van 'n ding wat jy nou oorgekom het, jy goedjies maak, want dan is ek nie 'n waardige getuie nie, halleluja. So vanaand dierbares, gaan ons, en die opskrif sê volhard deur versoeking. Nou, wat is dit om te volhard? Om te volhard is wanneer jy besluit om vas te staan deur die versoeking. Dit is 'n keuse wat jy maak en dit is een van 2 keuses. Jy kies om vas te staan of jy kies om in te gee, halleluja. God praat vanaand met ons, vir al ons gelowiges. Die ou wat in die wêreld is, hy word nie versoekie, maar hy is klaar nie wat dominus in, né? Die duiwel karnuffel hom net verder. Maar dan kom die Here en hy praat met die gelowiges. Want ons word daagliks versoek. 'n Christen wat sê, hy ly nie versoekinge nie. Dan weet ek nie wat 'n God doen jy nie, want die duiwel is in kompetisie in. En die duiwel wil alles wat die Here het afbreek, halleluja. En dit is hoekom daai versoekings daar is, halleluja. So God praat vanaand met ons as gelowiges, nee? En hy wil hê ons moet wakker skud en ontslaa raak van die lou warm gees en die hankering na die goddeloosheid, dierbares. Ons sit hier vanaand, maar daar is altyd 'n hankering om die verkeerde te doen, want hoekom ons word versoek? Want die duiwel het ons van God beloof dat waar jy opbou sal ek afbreek, halleluja. En so kom dit almal van ons om. Nee, hy kom spontaan met my suspek om. Hy kom spontaan met my om. Hy laat my nie met russie, halleluja. Weet ek wie is my anker? Aan die tye van versoeking weet ek waar om te vlug. Die dinge is van die weet nie waar om te vlug. Aan die tye van versoeking. Nou ons gaan vanaand 'n bietjie medikasie gee. Ons gaan 'n bietjie raad gee. Ons gaan 'n bietjie Bybelse advies gee, want ek kan nie hier my eie goedjies maak nie. Dit moet nie uitkom dierbares. Ja. As ons so rondom ons kyk, kan ons sien hoe baie gelowiges afvallig raak. Hoe baie gelowiges deur die wêreld teruggetrek word en ingesluk word. Jy kry baie manne wat aan die brand was van die Here, wat regtig maar gebring was van die Here. Vroue ook wat vandag nie meer die Here dien nie. Ons grootste versoeking is die begeerte om teen die wil van God te gaan. Want dinge lyk aanloklik en lekker daai kant. Dis 'n klug as 'n lokval van tydelike genot. Hulle gunsteling vrys is, wat hulle as lokaas gebruik is, God is liefde, God vergewe. Hy kan nie judge nie, ek kan nie judge nie, wie kan jou judge? Net God kan jou judge. As hulle bekend met hy vrys. En sommige keer ja, is nogals waar nie. Maar as jy nou onderskeiding en wysheid van die Here af het, en die gees van God in jou lewe, dan gaan sy miskien 'n lokstok en barrel daar inval. Want ja, God is liefde. God vergewe.
Maar hy sê elke keer wanneer hy genees het en wanneer hy vergewe het, dan sê hy, gaan terug en sondig nie meer nie. Hy sê nie, gaan terug en doen maar weer en dan word jy maar weer terug. Nee, hy sê, gaan terug en sondig nie meer nie. Ons sê God is liefde. Mense kan nie oordeel nie. Hy sê, vang strak van die vyand. So in my eie woorde, wat is versoeking? En dis die goed wat ek mee geleer het en die Here op my hart gesit het en ek het hom toe uiteengesit soos wat die Gees van God hom aan my openbaar het. Wat is versoeking? Dit is wanneer Satan die vlees aanval met die hoop dat ons sal ingee tot ons vleeslike drange en ons siel skade aandoen wat Satan die reg gee om ons op 'n guilt-trip te plaas wat ons verder van God af weglei. Die vleeslike oorlog wat soos 'n losprys vir ons oë geswaai word. Daai prys kom in verskillende vorms voor. Hy prys kom voor in geld, hy kom voor in die vorm van verhoudings, hy kom voor in die vorm van musiek, hy kom voor in die vorm van vriende, hy kom voor in die vorm van familie, hy kom selfs voor in die vorm van broers en susters, valse profete, valse godsmanne, valse godsvroue. Daai is die verskillende vorms wat hy inkom. En een wat baie algemeen is, geld. Chillet. Wat almal wil ons geld maak. Nee? Maar aan die einde van die dag, as hy geld het en hy geld begin maak, dan vergeet ons heeltemal. We asked the Lord for this, but now that we have it, vergeet ons heeltemal van die Here. En dan is daar 'n een wat vandag gebruik word, veral vir ons jong mense, musiek. Musiek dierbaar is. Nee, ek ken hy musiek. Ek ken hy musiek. Julle weet, musiek het so 'n groot impak, 'n groot effek. Dit is die duiwel se lokaas waar hy emosies in ons opbou en dit gaan na die gedagte toe en daarna gaan dit na dade toe, dierbares. Julle weet waarvan ek praat. Ek dink terug terwyl ek deur die ding gaan en ek dink aan musiek. En ek onthou, Secret Love as dit was wat my, ek weet nie julle reis nog ken van, ons het dit. Ja, maar die duiwel het my vernoem. Ek het nooit besef wat ek ingelaat het, die tyd wat ek in die wêreld was. My pa was op die see. Ja, ek nader was aan job en ek het my secret stukkie gehad. Ek het my secret oukie gehad. En as secret lammers opgekom het, dan soek ek mense die rij mense. Mense, dit is die realiteit. As ek openbaring met my gebeurd in my jeug in, wat ek op die ouderdom van 52 kom, wat die Here vir my wys en terugvat, waar die duiwel my al ingehengel het al. En as die dit opgekom het, dan het geweet, daar is net een wat my kom haal. Geliefdes, vandag sit ek met my oudste kind van 'n man, Secret Love, terwyl ek 'n burger op die see was. Dierbares, dis die erns. Musiek. Jong mense, wees versigtig. Julle wat so, hy los hom, hy vat hom, hy gryp hom. Julle, op TikTok, kinders van die gelowiges is, sy weet nie wat dit is nie, sy vat hom, sy weet nie waar gooi hom nie, klomp hamerkie, die kinders sing die goeders, en soos julle nou hier lag ons groot mense in realiteit, maar hulle besef nie wat 'n spirit word release op die kinders nie. Mense besef nie die erns van die saak, mense, dit is geeste wat release word, en ons dink dit is so mooi, maar ons besef nie, dis die stryk van die vyand, om ons kinders van 'n klein tyd af al, vasgebonde en vasgevange te maak. Jy sien die arme kinders, die kinders, weet jy van, sonstrale, daai is wat ons
Hulle ken nie meer daai nie. As jy gryp hom, jy los hom. As jy hoor van die kind en as vir ons mense, is nog so te oulik. Ons kindertjies is 12, 10, 11, dan eksperimenteer hulle met seks as gevolg van die goeters. Ek is nie dierbaar om te sê, julle moet nie doen is tussen julle en julle, maar ek kom om vir julle te sê, het is nie goddelikie. Angel was ook baie van die God, dat sê vir Angel, nee Angel, sy sister Angel, jy moet weet wat sy doen. Because ons as ouers applaud het, dat doen het saam tussen kinders. Maar ons besef nie wat ons besig is om te release en toe te laat. Ons as ouers moet goddelike wysheid bekom. Net dat ons in leef is boos dierbaar som uitgekop word. Die vraag is, gaan jy ingee of gaan jy staan op God se woord en sy beloftes? En nou gaan ons gaan na Jakobus 1 vers 14 en 15 toe. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit voort die dood. Halleluja. So die verkeerde begeertes, wat is die vrug daarvan? Die vrug daarvan is sonde. En die sonde kan baie kere lei tot die dood toe. Het kan 'n geestelike dood wees vir ons wat gelowiges is, maar in sommige gevalle is dit ewen 'n fisiese dood ook. Kom ons gaan dan sommer na Jakobus 4 toe. Jakobus 4 vers 7 tot 8. En my vraag is hierson, wat is volharding? Wat sê die Bybel, wat is volharding? Jakobus 4 tot 7 tot 8. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. En dierbares, julle moet weet, ek preek nie net vir julle hier nie. Ek leer nie net vir julle hier nie, maar ek myself is. So wat is volharding? As om onderworpe te wees, to be under submission. Under submission to whom? To your God first, and those authority that God have placed above you. Dit is nie ek wat so sê nie, dit is die woord van God wat so sê. Because when you're under submission, you will have the ability to flee from sin. If you're not under submission of God, dan gaan die duiwel vir jou karnifel. Hy gaan met jou maak wat hy wil. Maar wanneer jy onder die submission van die Here is, beteken dit jy's geklee in sy woord, jy's geklee in sy wil. En jy sal staande bly. En jy sal weet, hey, Damien as hy by sy daar aankom met hy klein rokkie, daar by universiteit. En hy kom na jou toe. En hy gooi die hare so. Wat moet brother Damien maak? Wyk Satan. Sy vlie dierbares. Because niemand van ons is gevry daarvan die gevoelens en emosies nie. En die gevoelens en emosies kan 'n mens in die moeilikheid bring. No? En dan, die ander een wat daarby staan, is mos om onderworpe te wees onder die Here, nie? En wanneer 'n mens, obviously mos nou submitted onder die Here, en submitted onder alles wat die Here jou geplaas het, wat jy moet onder submit. Dit beteken jou leiers ook, dit beteken jou ministry leiers, dit beteken jou pastore in die huis van die Here. Wat nie net in die huis van die Here nie, daar buite ook, maar jy moet seker maak, dit is van die Here af. Wanneer 'n mens daar kan submit, beteken dit,
outomaties kan jy nader na die Here toe lewe. Because jy kan nie nader aan die God wees as jy die duiwel nog jou oorkussing maak. En dan praat hy ook die hart. 'n rein hart en dubbelhartigheid. 'n rein hart en dan praat hy van dubbelhartigheid, dubbelsinnigheid. Ons kan nie twee masters dien nie. Dit is of God of Mammon. Ons kan nie vandag van Mammon dien en môre wil ons vir God dien nie. Of wanneer ek by my vriende is, dan dien ek van Mammon en dan wanneer ek by die huis van die Here is, of voor die broers en die susters, dan dien ek aan die Here. Die Here laat hom vir hom bespot hê. En die Here is ook nie 'n leienaar nie. Hebreërs 1 vers 1. 11 vers 1 is nog altyd deel van die volhardingssaak. Is 'n algemene vers wat almal ken, so ek gaan nou net aangaan. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons op hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En die resultaat van geloof is 'n getuienis. Geloof is een van die tools vir volharding. Want sonder geloof in die Here kan ons nie volhard nie. Ons kan dit op ons eie doen nie. Ons moet geloof in die Here beoefen. Ek sê ons moet perfek wees, maar ons moet streef daarna toe. En hoe streef ons daarna toe? Deur die woord van God, eerstens, deur samekomste, deur die leringe wat ons kry te vat en te implementeer en toe te pas, want is maklik om dit te vat, maar dit is so maklik om dit toe te pas met dierbares, maar ons streef daarna. En die Here wil vir ons volkome maak, die Here wil vir ons heel maak, maar die Here wil ook vir ons hoe om te veg teen vyand en die liste. Het kan gedoen word, maar dit kan nie uit myself, uit jou vleeslike begeertes gedoen word. Ja, halleluja. Dit kan net deur die Here gedoen word. Want ek is nou al 16 jaar al wat ek het doen, prys die Here. En mense dink ek is mal. Hulle sê, joh, jy het goud sense of life geraak. As jy dit nie, is my vrese vir die Here. Ek het baie keer die opportunity gehad, ek het baie keer 'n keuse gehad om die verkeerde ding te doen. Maar as ek terugdink en ek kyk waar langs die Here my gebring het, en ek kyk na my kinders en ek kyk na my kleinkinders, en ek kyk aan die gemeente waar ek behoort, en ek kyk my lewe daar in die gemeenskappe in, en dan vra ek vir myself af, Here, wat sal ek wees as ek terug na my braaksels moet gaan? Dan is dit baie kere met trane in die oë wat ek voor die Here lê. As ek, Here, die versoekings is God. En die vyand wy die losprys. En is 'n ticket wat vir jou freedom en hoe sê hulle soft life sal gee. Maar dis jou freedom en 'n ticket en 'n soft life van die Here af. Dis alles tydelik. Dis net 'n lokaas om vir ons as kinders van die Here tot 'n val te bring. En wanneer jy geval het, dan lag die duiwel lekker. Daar haal daai Janne perd sy ware klere uit. Dan sien sy, dis mos nie die Here wat vir jou aangebring het nie. Dis die duiwel wat jou aangebring het. En ek is waar ek sê, Here, as dit nie van U af is, wil ek dit hê nie. Ek wil niks sê wat nie van die Here af is, die dierbaar is, want ek weet, ek gaan my siel aan die duiwel verkoop en ek gaan skade ly vir die res van my lewe. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat die Here vir my gegee het, sal van my ontneem word. En dis hoekom ons moet staande bly, dierbaar is. Ja, ons gaan foute maak. Ons gaan sometimes ingee, maar dit beteken nie, ons moet daar bly lê nie. Ons moet vir die Here vergifnis vra, en ons moet vorentoe gaan, en ons moet daarna toe streef, en daarna toe werk, om nie weer dieselfde fout te maak nie. Wat maak ek as
versoekings my beetpak. Gebed, woord, en vir die Here vra om vir ons selfbeheersing te leer. Selfbeheersing is nie iets wat jy sommer aanpak nie. Selfbeheersing is iets wat jy leer en wat jy instap, maar jy moet die Here vertrou. Jy kan net sê, Here leer my selfbeheersing, en dan val jy vir elke Jan Rapp en sy maatie. Jy jou selfs moet ook iets van jou kant af doen. Want die Here is die een wat voorsien, man. Ons het 'n mooi pa. Hy voorsien vir ons, hy gee vir ons 'n keuse. En ons moet 'n keuse hê waar ons as ware wil. En 'n gunsteling ene, en dit het ek kom leer doen. En ek het gesien hoe ek bevry word, van boosheid dierbaar is. Ja, nee, ek kan ook boosheid in my in het. Boosheid in die sin van, I'm tempted. Ja man, ek het nou al, vir die 16 jaar, ek had nou so lekker kies nou al. Ek kan maar net een keer, sonde doen. Nee, dan kan ek terug gaan en vir Here vergifnis vra. En dan gaan ek weer terug. Maar makliker is gesê is gedaan. Ek bereken die koste. Because daar is dit Satan se vang strak. Is sy lokas. Hy sê vir jou, nee, doe dit man. Wat moet jy nog so? 'n môre vra jy nie weer vergifnis nie. Kyk, mense sal nie weet nie. Ek doen net goed vir die kyk mense nie. Ek doen goed vir my God. Ek het geleer om naak voor die Here te staan. Ek het geleer om die Here, ek kan nie geheime vir die Here het nie. Ons dink ons het geheime vir die Here. Dat doen ons dinge. Ons het weg van paas, dan was ons heel hulle. Maar ons vergiet die Here sien vir ons, man. Ons is bang vir ons geestelike leiers, maar ons is bang vir God. Die Here sien alles. Dis hoekom ek staan naak voor die Here. As ek nou tempted voel, jy weet baie kere kan die wêreldse mense kan vir jou, hulle kan vir jou tart jou. Hulle kan vir jou soet tart, laat jy voel, jy kan hom sommer teen die muur vashou, man. No? Dit is nie maklik nie. Want jy voel baie keer, kom my klein mensie. Nou, dan moet sy dinge sê, ja, hy klein mense laat sak. En veral wanneer iemand sê, jy was nog 'n beter mens, nog 'n jy gesoek, maar kom soek jy nie weer, jy kan dan nie terug na die alkohol toe nie. Hy sê versoekings, hy sê saadjie wat die duiwel vir jou plant, hy gooi dit nou, gaan hom vang, of gaan jy bly staan. Kom ons raak naak voor die Here, man. Wanneer ons naak is voor die Here, ek bedoel nie, jy moet vir jou uittrek en naak wees, jy weet wat ek bedoel. Wanneer jy dit wat hier binne-in is, wat die ander ene kan sien nie, kan vir die Here bring, ja die Here weet het al reeds, maar dis wanneer ek en jy dit kan erken, en dit na die Here te bring, wat die Here in staat is, om ons los te maak daarvan. Want daar is niks geheime vir ons God nie. Maar ons God is nog altyd so 'n mooi God. Hy wil hê ons moet dit confess. Hy wil hê ons moet dit erken. En die ene wat ek kom leer het in hierdie goddelikheid, is dat wanneer jy naak staan en erken teenoor die Here, even 'n bely teenoor iemand wat jy kan vertrou, enige nie. Because jy gaan bely teenoor my met jou swakhede, dan gaan ek maak 'n kinderstorie daarvan. Jy wil dit doen met mense wat jou kan bid, en mense wat jou kan oplig, en mense wat jou kan onderskraag. Die Here wil hê, ons moet mekaar sy arms omhoog hou, en ons moet daar wees vir mekaar. En jy hoef nie van my te hou om dit te doen nie. Maar jy is lief vir my met die liefde van die Here. En die liefde van die Here oorbrug alles. Spreuke 28 vers 13. Julle kan maar net luister en 'n notaatjie maak. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, soos jy daar hoor daar, bely en laat staan,
sal barmhartigheid vind. Ek dink ek het nou so pas daarvan gepraat, nee? Waar ons die mense sien my nie, dat doen ek alles wat mal is. Maar aan die einde van die dag is dit, dan kom ek Sondag, dan huil ek, dan bid ek, pastor moet vir my bid. Dan gaan ek by die deur uit. As ek nou weer maandag, is ek back to my own life, en dan gaan ek my net weer aan. Maar ek laat staan nie. Die woord van God sê mense, ons moet bely en laat staan. En dan sal ons barmhartigheid vind. Want die Here raak ook moeg vir ons. Ons wil klaar, die Here help my, die Here moet ons help, die Here moet ons aantrek, die Here moet ons weggee, die Here moet ons help met ons skool weer, die Here moet ons help met ons examens. Maar as die Here ons klaar gehelp het, begin ons van die Here wat ons gehelp het, dan gaan ons maar net weer aan. Tot die nood nou weer druk en dan kom ons weer terug depressief en dan kom ons weer en dan soek ons weer, ons maak van die Here 'n noodhulpkissie. Wanneer ons hom nodig het, gaan ons na hom toe. En hy is so loving God. Every time he do care and he consider us, he love us, he forgive us. Maar daar kom 'n tyd die Here vir ons oorgee aan ons eie liste en ons eie drange. En dan is dit 'n geleek. Dan kan nou vir die duiwel vir jou laat die hele wêreld vir jou sien. En ewen daai ons het so aangepoor het om die verkeerde dinge te doen. Hulle is die ene wat actually met die mic staan en verkondig, dit was Suster Pet. Die susters aan so gaan TikTok aan die warmte en so. Kyk hoe lyk Suster Pet nou. Dat is die mens die hierbaar is. Mattheus 26 vers 41 sê, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Dit ding doen. En die vlees kom, en hy karat die gees. En as ons nie vaststaan op die woord van die Here nie, as ons nie broers en susters het wat ons in kan confide, en saam met ons kan bid en ons hande kan oplig, dan sommige kere dan gee ons in. Want dit raak moeg, 'n mens raak moeg, die vlees raak moeg. Tot ek raak het so moeg, ek het so gemoeg geraak die afgelope paar tye, dat ek gesê het, Here help my, ek kan nie eers my knieë, ek wil my knieë buig en bid voor die Here, maar ek kan nie. Ek gaan toe oor toilet toe, dan kom ek toe oor terug, as 2 in die nag, en ek weet ek moet bid, ek kan nie bid, ek lê in my bed in, en ek voel so skuldig. Wat aan die einde van die dag, en is het even die skuldgevoelens, sometimes, is 'n skuldgevoel wat die duiwel aanpoor. En vir jou sê, jy dan so aan die brand vir Here, wat sal jy nou kon lê en bid? Ek het 'n kommunikasie met my Here en ek dink daai is wat belangrik is en jy verstaan, maar weer eens dan moet ons oopmaak vir die Here. Want die Here sê, in my swakheid kom sy krag tot volle werking. En dan het ons, my 5de gedeelte sê, God versoek nie, hy toets. God versoek nie, hy toets. En dis ek wat so sê nie, dit is die woord van God wat so sê. Psalm 66 vers 10 sê die woord van God, want U het ons getoets, o God, U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. So iemand wat na julle toe kom om te sê, die Here versoek, ons moet die Here vra, en ons te help, dat ons nie in versoeking gelei kan word, en wie lei ons in die versoeking aan? Die duiwel. Ons God toets, ons gaan deur toetse, maar hy gee ons ook die tools om deur hy toets te gaan, as ons deur hy toets wil gaan en oorwinning kry, en dit is oor in hom in te wees. Jakobus 1 vers 13 sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En selfs versoek hy niemand nie. So mense sê, die Here het aan my versoeking, as hy sê, nee broer, verkeerd. Die Here versoek nie. Die duiwel versoek. Nie die Here nie. God don't tempt, you test. 6, help mekaar, Galasiërs 6, vanaf vers 1 tot 2.
Broeders, as iemand evenwel deur en of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is en so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let dat jy ook nie in versoeking kom nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ons moet mekaar se hande oplig. Ek dink ek het vir Effenie van gepraat. En as die Here praat van met 'n sagmoedige gees, beteken nie dat jy moet instem vir die verkeerde dinge nie. Jy moet jou broer en jou suster met sy reg help, maar jy moet nog altyd hy liefde en hy empatie hê, en hy medelee moet jy het, wanneer jy jou broer en jou suster help. Nee? Moenie 'n lap om 'n gesonde vinger draai nie, want baie kere, as ons so bang is, gaan vriendskappe verloor. As jy die persoon leer according to wat die woord van God sê. Ons waarag vriendskappe meer waardig as die wil van die Here. En wanneer ons dit doen, moet ons wysheid en ondersteuning van God vra, goddelike wysheid. En dan, oorwinning vir die ewel is net in God te vind. 1 Korintiërs 10 vers 13. God is met die wat uitroep na hom. Roep ons uit na die Here. When we are in trouble, when we are tempted, do we call out unto God to help us? Because die Here is altyd daar. Hy is elke minuut, elke sekonde daar. 2 Petrus 2 vers 9. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Wanneer ons die Here soek en vir die Here vra en berou bely, hy het ons so lief, hy help ons. Maar hy sê ook dat daar gaan 'n dag kom van oordeel en waar ons gestraf gaan word. En daar is mos nou God se besluit. Want hy is die judgment. Ja, dan kan ek sê only God can judge. Dan kan sy sê only God can judge. Van daai dag gaan dit net die Here wees wat kan judge. Gaan dit net die Here wees wat kan judge. En dan kan ons sê, net die Here kan oordeel. Nie dit wat ons nou rondgooi om te sê, only God can judge. Who are you to judge me? Hy is maar soos 'n vrys. Maar as 'n vrys wat die ongelowige gebruik om weg te kom met sy verkeerde dinge. En ons moet wakker wees en ons moet waaksaam wees. En ons moet nie bang wees om mense in liefde en reg te help. So vanaand se klein lesie is 'n les waar die Here wil julle bemoedig, man. Die Here wil julle wil hê ons moet in hom bly en by soos ek en julle. Dan sal julle meer vrugte dra. En as ek praat van julle, praat ek nou met my ook. Ek is nie uitgesluit nie. Die Here wil hê ons as gelowiges moet mekaar onderskraag. Terwyl jy wag, loof sy naam. Terwyl jy wag, prys sy naam. Jou deurbraak is naby. Jy moet net vashou. Jy moet net vashou. Van die Here sal guns aan jou bewys. Ek weet nie vir wie dit is vanaand nie, maar die Here sê, terwyl jy wag, loof sy naam. Terwyl jy wag, prys sy naam. Jou deurbraak is naby. Want is baie kere wanneer die deurbraak naby is, wanneer die deurbraak bloos 'n voetstappe is, voetsole is, dan kom jy van jou boek, en dan slaat ons uit mekaar en jy moet weer op my berg loop.
en jy mis jou deurbraak. Ek wil nie my deurbraak mis, dierbares. Ek gaan wag, ek weet nie van julle af nie. Ek gaan wag, al kos dit wat. Ek gaan vashou, al kos dit wat, want ek het niks anders meer om vas te hou as aan die Here nie. Wanneer die Here dierbares, hy's daar in jou swakheid, hy's daar in jou hemel, hy's daar. En die boodskap sê, volhard deur die verdrukking, want die Here gaan jou daar deurdra. Maar die persoon wat volhard deur die verdrukking, kry die oorwinning. Maar die persoon wat nie kan volhard deur die verdrukking nie, verloor die oorwinning. Baie kere ons is wagtend op die Here, almal van ons wag op die Here op iets. Maar hy het ons die wilskrag en die vermoë om te wag in die Here in. Deur hy versoekings in die Here in. Terwyl jy wag, loof sy naam. Terwyl jy wag, prys sy naam. Jou deurbraak is naby, hou net aan. Die Here gaan guns aan jou bewys. Terwyl jy wag, loof sy naam. Terwyl jy wag, prys sy naam. Jou deurbraak is naby, hou net aan. Die Here gaan guns aan jou bewys. 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 Jou deurbraak is naby, hou net vas. Die Here gaan guns aan jou bewys. Jou deurbraak is naby, hou net aan. Die Here gaan guns aan jou bewys. Halleluja.